Goeienaand. Vanaand lees ons wat waarskynlik die laaste woorde was wat Petrus ooit aan gelowiges gestuur het. 'n Mens sou seker ook kon sê dit is sy laaste asem op papier. In hierdie tweede brief van hom het hy op verskeie gevare gewys. Hy het geestelike vergeetachtigheid aangespreek. Hy het gepraat oor vals leraars, oor mense wat aan die gelowiges vryheid beloof, maar wat eintlik net slawerny bring, oor die spotters wat die wederkoms bevraagteken en oor hoe gelowiges in hierdie laaste genadetyd moet leef terwyl hulle op die Here wag. En nou kom hy tot 'n punt, hy wil saamvat. Hy wil die belangrikste dinge nog 'n keer sê. Wat sê 'n ou afgeleefde apostel aan sy kinders in die geloof wanneer hy sy laaste woorde aan hulle gee? Welkom weer by ons aandgodsdiens. Vanaand lees ons dan uit die laaste verse van Petrus se tweede brief, hoofstuk 3 vanaf vers 14 tot 18. Dit is die laaste klompie verse wat ons vanaand lees, dan is ons klaar met Petrus se tweede brief. En ek wil vra as jy dalk kans het oor die naweek, dat jy tog weer jou Bybel sal vat en hierdie tweede brief van Petrus van voor na agter gaan deurlees. Dit gaan nie baie lank neem nie, dit is 'n kort brief met net 3 hoofstukke, maar tog 'n brief met 'n baie belangrike boodskap. Kom ek lees dan vir ons die laaste verse vanaf vers 14. Luister dan mooi, wat was Petrus se laaste woorde aan sy kinders in die geloof? Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit, wees dus op julle hoede, dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Sover uit die woord van die Here. In hierdie verse wat ons gelees het, wil Petrus die boodskap van sy tweede brief saamvat. In hierdie brief het hy veral gepraat oor die uitdagings wat gelowiges het in die wêreld. Nie net tussen ongelowiges nie, maar veral ook tussen mense in hulle eie kring wat die waarheid en die skrifte verdraai. En nou wil hy saamvat en wil hy vir hulle sê, wat staan hulle dan te doen in hierdie tyd tot met die wederkoms van Jesus? Hy sê ten slotte, beywer julle om vroom en aan God toegewy te lewe. Die ou vertaling sê, om vlekkeloos en onberispelik te lewe. Totdat die Here kom mag ons nie slordig lewe nie. Nie omdat ons onsself moet red deur 'n rein en 'n skoon lewe nie, maar omdat ons aardse lewe moet pas by die hemelse erfenis waarin ons in Christus deel sal kry. Mense wat gered is, mag nie vrede maak met sonde en dwaalleer en geestelike traagheid. Hier herinner hy ons weer daaraan dat die feit dat die wederkoms nog nie plaasgevind het nie, spreek van God se geduld met ons. Jesus het nog nie gekom nie, want God gee ons kans om hom nog in die geloof te omhels. Hierdie is God se genadetyd, herinner hy ons. Daarom moet ons dit so gebruik. In hierdie tyd van genade moet ons ook bewus wees daarvan dat daar mense gaan wees wat uit onkunde en met eie agendas die skrifte gaan verdraai. Petrus verwys hier na Paulus se geskrifte en hy noem hulle in dieselfde asem as die gesagvolle Ou-testamentiese geskrifte. En net so terloops, dit wys vir ons dat Paulus se briewe reeds vroeg in die kerk as gesagvol aanvaar is. Reeds vroeg het die apostoliese woord
gesag gedra, langs en soos die Ou Testament. Dit, sê hy, is die gesagvolle woord waarop die gelowiges moet bou. Maar nou is die probleem, daar is mense wat met hierdie woord in die hand kom, wat jou nie na Christus toe lei nie. Hulle buig hierdie woord om by hulle eie agendas te pas, hulle eie begeertes te dien, om hulle eie sondes te regverdig. Dit is onkundige en onvaste mense wat dit doen, sê hy. Mense wat nie behoorlik onderrig is in die skrif en die dinge van die geloof nie. Mense wat nie vasgeanker is in Christus nie. Maar hulle einde is verskriklik. Wat hulle doen is nie net 'n akademiese fout nie, nee, sê hy, dit eindig in hulle ondergang en verderf. Dit eindig vir hulle in geestelike dood. En so ook vir elkeen wat hulle navolg. Daarom sê Petrus, wees op julle hoede. Moenie meegesleer word nie. Moenie julle vastigheid in Christus verloor nie. Maar hy eindig daarom nie met agterdog nie. Hy eindig op 'n positiewe noot. Hy eindig met groei. Hy sê, groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Die kerk gaan nie staande bly deur elke nuwe stem te volg nie. Ook nie deur die skrif te buig om te pas by die eise van ons tyd nie. Nee, die kerk gaan alleen maar staande bly deur kennis van die woord van die apostels en die skrifte. So gaan die kerk groei na Christus toe totdat hy kom. Aan hom, sê hy, behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid nou saam. Here, ons dankie vir die woord. Dankie dat U ons deur 2 Petrus geleer het, gewaarsku het en vertroos het. Dankie dat U ons geleer het om Christus beter te ken, om vas te hou aan die woord van die apostels, om dwaling te herken, om U geduld as genadetyd te verstaan en om te leef met die oog op die koms van U Seun Jesus Christus. Vader, dankie vir elkeen wat in hierdie paar dae saam gelees en geluister het. Gee elkeen van ons meer en meer 'n honger na U woord. Voed ons deur U woord. Maak ons standvastig in die waarheid. Bewaar ons teen verdraaiing van U woord en teen dwaling. Here, laat ons nie wegdryf nie, maar laat ons groei in die genade en die kennis van ons Here Jesus Christus, deur die heerlike werking van U Heilige Gees, deur hierdie woord in ons lewe. Aan U behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen.